Jy geweet, ons het 'n woordskool wat voortdurend nuwe kursusse aanbied. Ons volgende een begin die 28ste Augustus. Hierdie kursus se naam is What on Earth is God Doing in My Life? Die aanbieder is Dr. Bruce Wilkinson en hierdie kursus gaan net vir 4 weke lank wees. Elke woensdag aand vanaf 8:30 tot 8:30. Die kursus kostes is slegs R150 en dit sluit jou professionele handleiding in. Soos altyd, maak 'n draai by die iConnect toonbank of stuur ons sommer 'n e-pos by info@connexo.co.za. Alle manne, jonk en oud word genooi na ons Transformation Men Fellowship oggend die 7de September vanaf 8:30 tot 11:30. Hierdie oggend is slegs R50 en dit sluit ietsie te ete ook in. Pastoor Ari Oberholzer is ons gasspreker wat ook 'n gerehabiliteerde verslaafde is wat gaan verseker dat hierdie oggend iets besonders gaan wees. Nooi asseblief vriende en familie saam. Bevestig jou teenwoordigheid deur jou selfoon gou uit te haal en die QR-kode wat nou op die skerm is, te scan. Of om die skakel te volg wat ons aan die gemeente ge-WhatsApp het. Of opsie 3, maak 'n draai by die iConnect toonbank om te sê dat ek daar gaan wees en sommer jou R50 te betaal. Sien jou daar. Liewe Connexo, ek herinner jou aan ons kosprojek wat voortdurend aan die gang is. Jy is welkom om elke Sondag nie bederfbare kos saam te bring kerk toe. Plaas dit in die houers in die ingangsportaal en ons doen die res. Goeiemôre en welkom. Dit is vir my so lekker om 'n paar nuwe gesigte te sien. My naam is Anke en ek is die aanbiddingsleier. As jy vir eerste keer dalk hier is, kan ek gou 'n hand hier en daar sien. Eerste keer gaste. Enige iemand wat vir eerste keer die kuier. Ons is net familie vanoggend. Dis lekker. Wel, as jy nie geweet het nie, die band se naam is Connexing. Kom ons staan en kom ons eer God saam. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my doom till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I've tried
could rescue. My sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open, but then you called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. The splendor of the King, clothed in majesty. Come on. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. And how great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God.
mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. You're my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. I'm lost without you, Jesus. And I'm desperate for you. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. Jesus, I'm lost without you. I'm lost without you. I'm desperate for you. I'm lost without you, Jesus. I'm desperate for you. I'm lost without you.
Here, vanoggend staan ek voor U. Met niks fancy nie. Net ek. Soos wat U my gemaak het. Show me your face, Lord. Show me your face. Then gird up my legs, that I might stand in this holy place. Oh Lord, show me your face, Lord, your power and grace. I can make it to the end if I can only see your face. Ons sing hierdie in aanbidding. Here, wys my U gesig. Show me your face, Lord. Show me your face. Then gird up my legs, that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Show me your face, Lord. Your power and grace. I can make it to the end if I can only see your face. Oh, I can make it. I can make it to the end if I can only see your face. Here, ons lig ons hande op na U toe. If I can only see your face. Ek wil nie ons met hierdie lied weer sing. Maar ons kerk, hier is 'n soete, goddelike, heilige teenwoordigheid van God se Gees. En ons kan nie net hierdie lied staan en sing nie. Hierdie lied vra vir 'n absolute oorgawe en vir 'n aanbidding voor God. Hierdie lied vra dat ons nie dink aan môre en oormôre en vanmiddag en hierdie lied vra dat ons in die troonkamer van God instap. Dat ons sy heiligheid beleef en ervaar, sy teenwoordigheid. En ek wil jou vra, reik jou hande uit na God vanmôre. Sluit jou oë, maak oop jou hart, laat toe dat die Heilige
Gees van God jou gedagtes en jou wese raak vanmôre. Gee die Heilige Gees 'n geleentheid vanmôre in jou lewe. Ons wil nie net hierdie lied sing nie. Dit gaan oor aanbidding. It's about worship. Worship God in His holiness. To experience His presence. Om sy teenwoordigheid te beleef. Hef op jou hande. Hef op jou hande. Maak op jou hart. Sê Here, hier is ek. Hier is ek, net soos ek is. Ek staan transparant voor U, met al my gebreke, al my tekortkominge. Maar ek kom vanmôre na U toe, want U is by magte om my lewe ten goeie te verander. Sing hierdie lied. Show me your face. Ervaar net die Here se teenwoordigheid in hierdie aanbiddingsplek vanmôre. Gorondoboko sayenda baka city andaba. Jesus, Jesus. Show me your face. Show me your face. Say it, kerk, say it. Show me your face. Show us your face. Then gird up my lips. Yes. That I might stand in this holy place. This is holy ground. Dis heilige grond. Show me your face, Lord. Maak die woning hier. Raak ons aan met U hand van genade. Oh, I can make it to the end if I can only see your face. Sing dit nog eenmaal. Show me your face, Lord. Sê dit nou uit jou hart. Show me your face. Show me your face. Lord. Openbaar U self aan Show ons. me your face. Your face, your presence, your holiness. Then gird up my legs that I might stand in this holy place. We're standing on holy ground. Show me your face, Lord. Show me your face. Your power and grace. Oh yes, we worship You, God. We Can worship make You. it to the We honor You. end if I We can worship only see your face. I can make it, Lord. I can make it to the end if I can only see your face. Say dit weer, I can make it. I can make it to the end if I can only see your face. Here, ons staan op heilige grond. Heilige grond. Sal U hierdie vergadering oorskadu met U goddelike teenwoordigheid. Dat elke man en vrou, elke jongeling, senior burger in hierdie oomblik so bewus sal wees van die teenwoordigheid van die Gees van God. Het gaan nie oor ons vanmôre. Het gaan alles oor U. Ons kan nie lewe sonder U nie. Ons kan nie beweeg sonder U nie. Ons kan nie asemhaal sonder U nie. Kom herskep vanmôre. Herstel vanmôre. Vernuwe vanmôre. Waar daar verwarring in gedagtes is, bid ek dat die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, daardie gedagte sal binnendring. En dat daar nou 'n rustigheid sal kom. En dat ons net in die rus van God sal inbeweeg.
En wat ons nie weet nie, weet ons, weet U. Waar ons nie weet hoe om te maak of te doen nie, weet ons, U weet. En daarom wil ons net kom sit in die skuilplek van die Allerhoogste. En dat U skade weer oor ons val. Dankie vir hierdie goddelike oomblik en goddelike teenwoordigheid. Ons het ingestap in die troonkamer van God. En ons sit by die voete van Jesus vanmôre. Show us your way, God. Show us your face, God. Show us your holiness, God. Ons aanbid U, ons eer U. Jesus, Jesus. Hallelujah. Praise God. En die kerk van die Here sê amen. Voordat jy gaan sit, draai gou na iemand, nie jou man, nie jou vrou, nie jou verloofde of jou boyfriend of jou girlfriend, of draai na iemand anderste, en sê gou vir daardie persoon, wat het God vir jou gedoen hierdie week? Kom ons praat gou 'n bietjie met mekaar. Wat het God vir jou gedoen hierdie week? Hoor gou so 'n bietjie by mekaar. Wat het God vir jou gedoen hierdie week? Vertel gou so 'n bietjie. Halleluja. Halleluja. En as jy klaar vertel het, skalk. Geef hom die mikrofoon daar. Ja, sê. Kom ons luister gou. Skalk wil gou iets met ons deel. Kom ons hoor wat sê hy. Dankie Callie vir die geleentheid. Ek wil nie tyd vat nie, maar hierdie gedagtes al langs op my hart en veral in vanoggend se atmosfeer. Ja. Toe ek 'n klein seentjie was, het ek baie nagmerries gekry en dan het ek wakker geword en gehuil. En dan het my ma gekom en my kom vertroos. En nou sê ek, maar mamma, die goed bly by my, die goed jaag my, spooke en die duiwel en ek weet nie wat alles nie. Toe het sy vir my gesê, my kind, dink net aan iets moois. As jy in die slaap raak, dink aan iets moois. Vergeet van die goed wat jou jaag, maar dink aan iets moois. My ma het 'n baie sagte hart gehad. En ek het so as 'n klein seentjie, kan ek dit onthou, dan lê ek in my bed. En as ek aan iets moois kon dink, dan dink ek, as ek by my ouma gaan kuier het in Christiana, het sy vir my gesê, kom sit jy op my skoot. En ek weet daar by my ouma se huis was 'n groot appelkoesboom. Dan het ek op haar skoot gesit en dan sy nou vir my die vars appelkose oopgemaak en geëet. En dan sy die pitte wat nou op die een kant gelê het, wat nou al droog geword het, vir my oopgekap en dat ek nou daai klein neetjies geëet. En dit was 'n gedagte by my wat my rustig gemaak het. As ek so nagmerries gehad het toe ek 'n kind was, dan dink ek aan daai atmosfeer waar ek op my ouma se skoot sit. En sy druk my vas en sy gee vir my 'n appelkoos en sy breek dit so met liefde. Die begin van hierdie jaar het dit met my en Ansie redelik erg begin. Jy weet, altoe ons motorvoertuie was in 'n ongeluk, ouens wat in ons albei vasgery binne 'n kwessie van 3 weke. Ons moes ons besigheid skuif, ons het getrek na 'n kleiner plek toe. Ons het albei siektestoestande ontwikkel. Ons het dood in die familie gehad. Ons het baie hartseer belewe en die skuif van die besigheid en die trekkery was baie emosioneel vir ons. Ek word een oggend wakker en ek is so moeg vir alles, al die goed wat so gelyktydig kom. Die Here sê vir my, hy weet wat aangaan, hy weet wat is alles besig om te gebeur, maar dink aan iets moois. Jo.
En dit kom by my, wat Kali nou 2 weke terug gepreek het. Bedink dit wat mooi is. Bedink dit wat goed is, dit wat eerbaar is. En dan kom die Heilige Gees herinner die teksvers aan my, wat die Here vir ons beloof het, wat in die mense se gedagtes nog nie opgekom het. Ja. En ek wil jou vanmôre bemoedig, en veral met die atmosfeer waarin ons is. Die Here ken jou hart vanmôre. Maar begin dink aan dit wat mooi is. Begin dink wat God vir ons instoor het. Dat hierdie geveg en hierdie gestoei op hierdie aarde die moeite werd gaan wees as ons gaan inwoon by die Here. Halleluja. Vir ewig en vir altyd. Dankie. Prys God, prys God, prys God. Kan ons die Here 'n lofoffer gee vir hierdie kosbare woord? Laat dit by jou bly. Die oomblik wat jy beproewing beleef en ervaar, dink aan iets moois. Dink aan iets moois. En laat die Heilige Gees jou gedagtes beset. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen. Amen. Wonderlike atmosfeer van God se teenwoordigheid en die Heilige Gees vanmôre hier saam met ons. Voordat ons voortgaan met ons diens en ons verrigtinge, ek wil graag net almal weer herinner aan ons woordskool kursus wat die laaste Woensdag in Augustus in aanvang neem. Die laaste Woensdag in Augustus en dan die 3 Woensdae daarna in September. What on earth is God doing in my life? Koste is R150, jy kan dit afbetaal oor die 4 weke. Doen hierdie kursus, ek wil jou ten sterkste aanmoedig, dit is uitsonderlik. Ek het vanmôre vir iemand gesê, ek is baie selektief, wanneer dit kom by die aanbied van kursusse in die gemeente. Ek wil nie net sommer 'n kursus aanbied nie. So dit wat ons hier aanbied, kan jy maar weet, gaan waarde toevoeg, geestelike waarde tot jou lewe, jou geestelike lewe. En ek wil jou regtig aanmoedig, Dr. Bruce Wilkinson, weer eens ons dosent, en ek glo ons gaan baie baat vind by hierdie kursus. Nou, as jy nie die geld het nie, maar jy wil graag die kursus doen, gaan registreer asseblief. Daar's mense wat bereid is om ander te borg om die kursus te doen. So, as jy by die iConnect toonbank registreer, sê net, ek wil graag 'n borg vra om my te borg, want ons het reeds borge wat bereid is om mense wat nie die geld het nie, te help. Maar doen hierdie kursus, dit is werklik een van die bestes en ek wil jou ten sterkste aanmoedig om dit te doen. Dan wil ek net noem die 17de Augustus, Saterdag, gaan ons senior burgerbediening Connexio uitreik na die Wesrand gestremdes daar op Oudlands plotte. En die gemeente word genooi om saam te deel in hierdie uitreik. Charmaine het vir my genoem dat hulle gaan van die senior burgerkant, want hulle het 'n lys van behoeftes, en ek weet sy het genoem, hulle wil 'n mikrogolf skenk, verf skenk, toiletware, daar word gevra vir enkelbeddens, hulle het 5 enkelbeddens nodig, skoene, manskoene 6 tot 8 grootte, dameskoene 3 tot 6 grootte, en dan dag tot dag medikasie soos Panados en verbande en plakkertjies en goetertjies. As jy betrokke wil raak by hierdie uitreik, Charmaine
kom net gou hier, dat almal jou net kan sien, asseblief. Kom staan, dit is sommer net hier by my. Ja, kom gou hier na my toe. Daar is hy. Sommer hier by my staan. Hier is Charmaine. As jy wil betrokke raak saam met hulle met die uitreik die 17de Augustus, praat met Charmaine. Sy sal hier wees na afloop van die dienste, kom praat met haar, dalk kan jy iets skenk, dalk kan jy verf skenk, dalk kan jy skoene skenk, dalk kan jy penados skenk, kompos, daar's ook groentetuine, net soos wat ons by Kirame skool het en wat onderhou word daar, het hulle ook groentetuine, dankie Charmaine, so gesels met haar en raak betrokke. Dit gaan oor engagement, to engage, dis waaroor dit gaan, betrokke te wees, want ons is in die koninkryk van God. So, wanneer jy betrokke raak, serve jy, dien jy. Ons wil nie beloning hê nie. Ons beloning is in die hemel. Kan iemand sê amen? Amen. So, dit gaan oor serve, dit gaan oor dien. En God sien raak wanneer ek en jy dien. En daar's loon wat wag vir die wat dien. Daar is nog iets wat ek onder jou aandag wil bring. En ons gaan gou 'n video klippie speel. 'n dametjie wat stadium 4 kanker het. En daar word geleentheid gereël vir fondsinsameling om te help om haar kostes te dek. Die kostes beloop R75.000 per maand op die oomblik. En daar word 'n geleentheid aangebied vir fondsinsameling en kyk gou na die videoklippie voordat ons verder gaan. Good evening, South Africa, and welcome to Westside News Network. Look, we're sorry to interrupt your scrolling. I know you're all at home scrolling your Instagram and Facebook, but we've got breaking news. I've got a man on the street right now, and he's ready to tell us what's going on. Eugene, are you with us? Eugene? Yes, I'm here. Eugene, can you tell us what's going on out there? Let's let the people know what's happening. Thanks for having me on this cold night. I decided to work from home since the streets are pretty dangerous. There's an event called Breath of Fresh Hope at the Khoza Sports Club in Krugersdorp on the 24th of August. Well, there you have it, guys. Well, one more thing. Eugene, can you tell us where can we get tickets for this thing? It's on Quicket. You can just click on the link. Oh, okay guys, there you heard it from the man himself, Eugene. He's out there on the streets and he's busting away to bring you the latest news. Now, as you heard, hold on to your hats everybody, because this one's going to be a doozy. 24 Augustus by Khoza Sports Club, Breath of Hope. As jy dit wil gaan bywoon, jy's baie welkom, gaan maak 'n draai daar, ondersteun en help dan so ook om daar die nodige fondse te genereer vir die hulp wat graag daar verleen wil word. Dan, Franna. Ek sal vinnig maak. Kyk ek vir daai speaker. Manne, dis julle beurt. Ons weet die dames bly gewoonlik agter vir so 5 minute, dan wonder ons wat aangaan. Ons gaan julle vertel na die tyd wat aangaan. Bly net vir so 5 minute na die diens asseblief alle manne, jonk en oud. Asseblief 5 minute, ons gaan baie vinnig wees, ek beloof. Baie dankie. Geef hom 'n handeklap. Dit was regtig baie kort. Dankie. Wonderlik. Ons was bevoorreg om maandag die gemeenskapsentrum van Dart Foundation te open oorkant die pad. En dit was 'n baie besonderse oggend en geleentheid gewees. Netbank was hier teenwoordig, Microsoft was teenwoordig, HEF Humanitarian Empowerment Fund was teenwoordig, The Barber Shop Boys was teenwoordig, Dart Foundation was teenwoordig, en dit was werklik iets om te beleef. Nou, die opleiding is aan die gang. Hierdie hele week is haarkappers opgelei, want die plek hier oorkant die pad is ingerig vir dit nou. En daar was ook rekenaaropleiding gebied deur Netbank
en Microsoft. So, Nico, gaan julle kan oopsluit na afloop van die diens. Nou, terwyl die manne gou hier agterbly, die dames, julle kan gou oorstap. Net hier na die huis toe oorkant, hier op die hoek, waar ons ou kantore was. En jy kan gou daar gaan deurloop en net gaan kyk, wat is reeds ingerig en wat is besig om op plaas te vind. En dan die manne, as ons hier klaar is, hardloop julle ook gou oor. En gaan kyk net gou daar, wat besig is om te gebeur. Ons is verskriklik opgewonde, om mense te kan help, opgeleid te word, toegerus te word, sodat hulle uiteindelik vir hulle self kan sorg en 'n inkomste kan genereer. Maar meer as dit bied ook 'n geleentheid vir die kerk om betrokke te raak by hierdie mense en uiteindelik hulle geestelik te bedien. Kan iemand daarop amen sê? Want dit gaan oor die koninkryk, vriende, dit is koninkrykswerk. Partykeer dink ek die kerk verstaan nie heeltemal wat is koninkryk nie. Koninkryk is ek dien. Koninkryk is ek is betrokke. Koninkryk is ek vra nie geld vir wat ek gaan doen nie. Ek is net daar en ek help en ek bedien en ek maak 'n verskil en ek bou mense op en ek dra by sodat die koninkryk, die heerskappy van God kan kom in ons dorp en in ons gemeenskap. In plaas van om net pakkies kos uit te deel, is ons besig om mense toe te rus en te help om 'n skill te bekom, sodat hulle vir hulle self uiteindelik kan sorg en 'n lewe kan maak. Kan iemand sê, amen? Amen, amen. En as hier mense sit, wat dalk werkloos is, of wat nie werk het nie, of jy wil betrokke raak, of jy wil opgelei word, rekenaar gewys, of hoe ook al, asseblief, kom praat met ons, maak met ons kontak, ons kan jou blootstel en jou help om iets met jou lewe te doen. Halleluja. Nou, as hier gelukkige mense is, sê amen. As die mense is wat dankbaar is vir God se grootheid, goedheid, sê halleluja. Halleluja. Sê vir iemand langs jou, dis allemaal lekker hier by Connexo. Lekker hier, nee. Lekker. Is dit nie wonderlik om te hoor alles wat gebeur nie? Is dit nie wonderlik nie? Ons wil nie net kerkgangers wees nie. Pew-warmers. Ons wil nie pew-warmers wees nie, wat net 'n sitplek om warm sit nie. Nee, ons wil betrokke wees, ons wil deelneem. Dankie vir al die dames wat gisteroggend se geleentheid bygewoon het. Kyk, ek moes my steps ken toe Rensha by die huis kom. Want toe wil sy net vir my verduidelik hoe sy gaan maak en hoe sy gaan verdedig en hoe sy gaan so ja, maar baie dankie vir al die dames wat gister deelgeneem het en dit is duidelik dat dit 'n baie suksesvolle oggend gewees het. Ons gaan die Here seën met ons 10de bydraes en offergawes en ek was dalk 'n bietjie kwaai laas Sondag. So 'n bietjie my stem verhef rondom die kwessie van die getrouheid wat die kerk behoort te hê met die gee van tiendes en offergawes. Ons kan nie van God steel nie. Ons kan nie verwag dat daar seën op ons lewe moet wees en ons weerhou dit wat aan God behoort nie. Vanmôre gaan ek nie met jou raas nie, ek wil net vir jou 'n skrifgedeelte lees. God wat saad voorsien aan die saaier. Sê vir iemand langs jou, dis ek en jy. Die saaier, is ek en jy. En dan brood om te eet. Dit spreek van voorsiening. Sal ook aan julle saad, ruim kollekte bydraes, genoeg dankoffers gee, en dit laat toeneem, en die vrugte van seën, wat voortspruit uit julle goedhartigheid, lieflik laat groei. In elke opsig sal julle, veral innerlik, geestelik, ryk gemaak word, om ook by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons toedoen bring julle vrygewigheid mee, dat God gedank word. Luister, dat God gedank word deur Christene wat gebrek gelei het. Die bediening
van hierdie hulp voorsien, nie net in die behoeftes van die gelowiges, heiliges in Jerusalem nie, maar word 'n stroom van danksegging teenoor God. Vriende, hoor wat skryf die apostel Paulus. Wanneer ek en jy gee, is dit danksegging teenoor God. Deur hierdie diensbetoning sal hulle aan God die eer gee. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus, wat julle bely, en ook oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander gelowiges wat in nood verkeer. Hulle sal ook vir julle bid en na julle verlang, omdat die genade onverdiende goedheid van God oor julle so groot was. Kom ons saai vanmôre, kom ons gee vanmôre, met die wete, dis danksegging teenoor God. In gehoorsaamheid vat ek die eersteling van my inkomste, en ek gee dit vir God in sy koninkryk. 9/10 van my inkomste is myne, daaroor is ek 'n goeie rentmeester, en ek vertrou God vir die saad wat ek in die grond sit, dat ek 'n oes sal ontvang. Kan die kerk sê amen? Amen, amen, amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir dit wat vanmôre gegee word, gesaai word. Sal U voorsien na die rykdom van die genade. Ek bid dat die bakskottel vol sal wees in elke huishouding, en dat U, Here, geëer word deur dit wat vanmôre en elke ander Sondag aan U kerk en U koninkryk gegee word. Ons bid dit in Jesus naam, en almal sê amen, amen. Kom ons saai vanmôre. Hallelujah. God sien nie ryklik, baie dankie vir die bydraes. Die jong mense is welkom om die auditorium nou te verlaat vir die tienerkerk, terwyl hulle uitstap. Volgende Sondag, as ook komende Vrydag aand, sal daar nie jeugaktiwiteite wees nie as gevolg van die lang naweek, maar die naweek daarna sal alles weer soos normaal aangaan. Mag julle 'n geseënde oggend hê, en mag julle gegrond word in die woord van God. Prys sy naam. Halleluja. Prys sy naam, prys sy naam. Is jy gereed om die woord van God te ontvang? Amen, 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 amen. Ek sou wou gehad het met vanoggend se boodskap dat ons eintlik stoele moes indra. Want ek glo ek het 'n boodskap
vir die kerk vanmôre wat jou lewe radikaal kan verander. Jou denke, jou mens wees. U weet, ek is besig met 'n reeks op die oomblik. Here, wat is verkeerd? In die laaste 4 weke het ons kennis geneem van die dinge wat die seën van die Here in ons lewens halt, blokkeer. En waarom ons dalk baie maal sê, Here, wat is verkeerd? Ek probeer so hard. En soos ek verlede Sondag gesê het, 2 tree vorentoe, 3 tree terug. Dis hoe baie mense se lewe is. Ek het donderdagoggend met iemand gedeel en gepraat, wat hierdie presiese woorde so aan my genoem het. Callie, ek verstaan dit nie. Ek is in eerste rad, tweede rad, derde rad, en net as ek dink ek gaan oor 4de rad toe, dan is ek terug by eerste rad. Dit was sy woorde. Dank God, ek het die geleentheid gehad om het te deel. En jy ken my. Ek gryp sulke oomblikke en geleenthede aan. Ons het gehoor, dit wat ons sê, bely, verklaar, praat, blok die seën van die Here as dit negatief is, as dit woorde is wat dood inhou. Spreuke 18:21. Skrif wat menigmaal van hierdie kansel aangehaal was. Dood en lewe lê in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Het sy lewe of dood? Jesus het gesê in Matteus 5:15 vers 11, 'n mens word nie onrein gemaak deur wat jy eet nie, maar deur wat jy sê. Ons het kennis geneem van Lashon Hara, daardie 2 Hebreëse woorde, Lashon Hara, wat beteken die bose tong, wat skinder en kwaad praat van ander. Dis 'n blokkade in ons lewens. Dit weerhou die seën van God oor ons lewens. Verlede Sondag het ons gehoor dat onbeheerste woede, toorn, vinnig kwaad word, vinnig op my perdjie. Die seën van die Here in ons lewens kan halt. Job het gesê, Job 5 vers 2, woede maak 'n mens of 'n dwaas dood. Salomo het gesê, Prediker 7:9, moenie gou kwaad word nie, ergernis hoort by dwaase. En ek vertrou dat hierdie boodskappe wat reeds gepreek is, vir jou tot seën was en jou gehelp het en vir jou alle perspektief gegee het, want soos ek gesê het oor hierdie reeks heen, my intensie is bloot om jou wie die hoorder is van hierdie boodskappe te help en by te staan en te ondersteun, sodat daar geestelike groei in jou lewe kan plaasvind en dat die seën van die Here jou lewe sal oorweldig. Dis my intensie met hierdie reeks. Vanmôre gaan ons oor 'n ander aspek praat. 'n vloek wat Christus oorwin het, maar wat ons oor onsself weer bring.
En mag dit dalk die rede wees, of die oorsaak wees, van waarom jy sê, Here, wat is verkeerd? Moontlik is daar onvergewensgesindheid in jou hart en in jou lewe. Nou mag jy dadelik dink, Hemel, Pastor Kali, maar jy het mos nou al baie gepreek oor onvergewensgesindheid. Wat wil jy nou nog vir ons sê oor dit? Vriende, ek dink nie ons kan ooit genoeg daaroor preek nie. So eenvoudig as dit. Maar ek is van mening en oortuig dat ek vanmôre iets gaan raak wat jy nog nooit van gehoor het nie. En dis juist dit wat ek glo jou kan vrymaak eens en vir altyd van onvergewensgesindheid wat jy in jou hart dra heens 'n persoon, 'n instansie, iets wat met jou lewe gebeur het. Onvergewensgesindheid in ons lewens kan die rede en die oorsaak wees. Let op, ek sê nie, dit is nie. Maar dis moontlik dat onvergewensgesindheid wat ek in my hart dra, kan die oorsaak wees van siektes, aanvalle van die Satan, voortdurende hartseer wat ek beleef in my lewe, selfs armoede, bitterheid, wraak, gedagtes en selfs moord. Vriende, mense loop jare lank met onvergewensgesindheid en hulle sal eerder weier om van dit ontslae te raak. Hulle sal eerder weier om te vergewe en vry te spreek. Hulle verkies om met daardie wrok te loop. As jy maar net weet vanmôre hoe dit jou geestelik aan bande lê. So kom ons praat vir 'n oomblik oor die gevolge van onvergewensgesindheid. En kom ons verwyder vanmôre selfopgelegde vloeke wat ons op ons lewens geplaas het, terwyl Christus klaar daarvoor betaal het. En dit verbreek het. Die vertrekpunt is altyd by die gebed wat Jesus sy disippels geleer het om te bid. Matteus 6, vers 9 tot 13. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Kan die kerk nou saam met my lees? En vergeef ons ons skulde. Kom ons sê dit weer. En vergeef ons ons skulde. Kom ons gaan aan. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe. OK. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kyk vir my. Dis belangrik om waar te neem dat die disippels nie vir Jesus gevra het om hulle te leer oor hoekom hulle moet bid nie, maar hoe hulle moet bid. Daar's die eerste liggie wat opgaan. Nie hoekom moet hulle bid nie, maar hoe om te bid. Jy sien, hierdie disippels was Jode van kindsdae af, en van kindsdae af is hulle geleer om te bid, maar wanneer Jesus gebid het, het hulle iets anders beleef. Hulle het beleef dat blinde se oë word geopen, dowe se ore word ontsluit, krepeles loop, malaatses word gereinig. So
hulle het besef, hier is iets anders as wat ons het. Luister, die disippels wou so bid, dat die krag van God ook deur hulle gebede sigbaar sou word, die krag van God, die manifestasies van God se grootheid, almag en heerlikheid. Met die gebed wat ons na verwys as die Onse Vader, het Jesus in werklikheid gesê, hier is die geheim, die formule van gebed wat God die Vader se hart raak. Vanmôre gaan ek maar 'n klein deeltjie van daardie formule aanspreek. Eerstens sê ons, onse Vader. Hoekom sê ons onse Vader? Want ons het 'n verhouding met God. Hy's nie iemand daar ver nie. Hy's nie iemand wat ons bang voor is in die sin van, ek is bang nie. Nee, hy's onse Vader. Ons is in 'n verhouding met hierdie groot God. Kan iemand sê amen daarop? Amen, onse Vader. Papa, Abba. Daai mooi Hebreëse woordjie, né? Abba. Daarna sê Jesus moet ons die naam van God loof. Laat u naam geheiligd wees. Hoekom? Want die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdiges hardloop daarin en hulle vind beskutting. Dis ook die naam van redding, Handelinge 4:12. Daar is geen ander naam waardeur ons gered kan word nie. Wat is die naam? En jy sal hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Kan iemand sê amen? Halleluja. Dan volg ons dit op deur met autoriteit te verklaar, laat u koninkryk kom. Wat beteken dit? Dat die heerskappy van God kom na ons lewens toe, na ons gemeenskappe toe, na ons land toe. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Let op, soos in die, net so ook. Wow. Iewers mis ons iets. Ek herhaal, iewers mis ons iets. Ek herhaal, iewers mis ons iets. Soos in die hemel, so op die aarde. Here, help ons om raak te sien wat raak gesien moet word. Luister, dan vra ons God vir voorsiening. Gee ons vandag ons voorsiening. En direk daarna sê hy, en vergewe ons skuld, soos ons skuldenaars vergewe. Direk daarna gaan dit voort en leer Jesus ons om God te vra om ons in 'n oomblik van versoeking, lei ons nie. Toe ons kindertjies was in die sonnaarskool in die kinderkerk, het ons eintlik gebid, verlaat ons nie. Daar's ander vertalings wat dit so weergee, verlaat ons nie, want God kan my en jou nie lei in 'n versoeking in nie, want ons is nie God nie. Maar ons word versoek, so in my versoeking, verlaat my nie. Maar ondersteun ons, en help ons om die versoeking te oorkom. En dan sluit die gebed af met, aan u behoort die mag, die heerlikheid, tot en sy grootheid en sy almag word erken in daardie laaste frase. Kyk vir my. Daar word eenmaal verwys na elke aspek in die Onse Vader. Maar daar's iets in die Onse Vader wat Jesus weer na verwys.
Wat dink jy is dit? Wat dink jy is dit? En vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit was die eerste keer wat Jesus daarna verwys. Direk na die gebed van Matteus 6, praat Jesus weer oor wat? Vergifnis. Vryspraak. Kom ek lees vir jou. Matteus 6 vers 14 tot 15. Hy herhaal niks van die ander goed nie. Die gee ons vandag ons daaglikse brood, lei ons nie in versoeking of verlaat ons nie in versoeking. Maar hy praat dadelik weer oor vergifnis en vryspraak. Hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. 2 keer praat Jesus oor vergifnis. In klaagliedere van Jeremia, die 3de hoofstuk, vers 22 en 23, lees ons hierdie bekende woorde. Want sy barmhartigheid, genade, het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. Kyk vir my. So, ons kan elke môre vir die Here vra vir vergifnis en hy sal dit aan ons gee. Sal hy? Luister. Dis belangrik om eers weer te let op die gebed wat Jesus geleer het, ons moet bid, naamlik, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Daar's iets wat Christene in besonder moet verstaan, en dit is dat, hier kom dit, God sal ons vergewe, en sy genade is nuut en vars elke oggend, op die kondisie van dat ons gewillig moet wees om die wat ons leed aangedoen het te vergewe. Tjoh. Kerk, is jy by my? Verstaan jy wat ek vir jou probeer sê? Daar's 'n kondisie. Ek kan nie net sommer aanspraak maak op elke môre sy goedheid en sy genade wat vars is, maar ek loop met onvergewensgesindheid in my hart. Wanneer Jesus sê, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie, het dit niks te doen met ons redding nie. Hierdie is baie belangrik. Baie mense struikel oor hierdie teks. Hierdie woorde van Matteus 6 vers 14 en 15, as julle nie vergewe nie, kan God julle nie vergewe nie, het niks te doen met ons redding, sielsaligheid nie. As jy Jesus aangeneem het, en hy's die Here van jou lewe, en hy's koning wat sit op die troon van jou hart, en jy het bely jou sondes voor hom, en jou ongeregtighede, en jy het hom aangeneem as jou persoonlike God en saligmaker, is jy gered. Vra vir iemand wat langs jou sit, is jy gered? Jy sê, yes, Pastor Kali, maar nou is ek die mekaar. Want die een oomblik sê die Bybel, as ons nie vergewe nie, kan God ons nie kan vergewe nie. En die volgende oomblik sê Pastor Kali vir ons, nee, maar ons is gered. Kom ek help jou vanmôre. Ons is gered uit genade. En almal wie Jesus aangeneem het en hom glo as die enigste verlosser, Here en koning, is gered. Punt. Dis gered. Wanneer Jesus verwys, of waarna Jesus verwys, is ons gebede. Wanneer ons na God toe kom en met hom praat, wanneer ons iets van God verlang, as ons loop met onvergewensgesindheid, gaan God nie jou gebede beantwoord nie. Punt. Gaan jy nie die seën van die Here geniet,
soos wat jy verlang om dit te geniet nie. Punt. Die waarheid is, God wil al ons gebede hoor. En hy wil dit beantwoord. Maar baie keer is ek en jy die oorsaak waarom dit nie gebeur nie. Die fout lê nie aan God se kant nie, die fout lê aan ons kant. God het klaar alles vir ons gedoen, alles wat goed, mooi, reg, kosbaar is. God het alles klaar gedoen. Die probleem lê by my en jou. Jy sê, waarom kan, hoekom kan God dan nou nie my gebede beantwoord nie? Onthou jy wat jy aan jou vrou of jou man of jou kinders of jou werkers of jou kollegas of 'n familielid of 'n vriend of 'n vriendin gedoen het toe hulle gefouteer het? Onthou jy dit? Jy sê, ja, Pastor Kalle, ek onthou, maar ek het dit gaan regmaak by die Here. Ek het vir die Here gaan sê, ek is jammer. Dis mooi. Maar het jy jou vrou gaan om verskoning vra? Het jy jou man om verskoning gaan vra? Het jy jou vriend en jou vriendin om verskoning vra? Het jy jou kollega, jou familie, het jy by hulle gaan sit en sê, weet jy wat, ek het jou te nagekom. Ek wil vir jou in die oë kyk en ek wil vir jou sê, ek is jammer, vergewe my. Of ek is hier om vir jou te sê, ek vergewe jou. As jy wil hê, ek moet jou gebede beantwoord, sê God, moet jy ander kan vergewe. Selfs dit wat jy 15, 20 jaar al mee loop. Jy sê, duidelik weet hierdie pastoor nie, wat met my gebeur het nie. Duidelik weet hierdie pastoor nie, wat se pyn en smarte my aangedoen was, hoe ek mishandel was, hoe ek verkrag was, hoe ek gemolesteer was. Duidelik weet hierdie pastoor nie, nee, ek weet nie, maar God weet. En vergifnis, en ek wil nie my boodskap vooruitloop nie, maar vergifnis, vriende, gaan suiwer daaroor, het gaan oor jou genesing, jou herstel. Luister, jou onvergewensgesindheid sê God, bind my hande sodat ek jou nie kan sien nie, en dis wat Jesus bedoel het toe hy gesê het, as julle nie kan vergewe nie, kan my Vader julle nie vergewe nie. As julle nie vergewe nie, kan my Vader julle nie seën nie. Kan my Vader nie sy guns oor julle loslaat nie. Hy sê, ja, maar ek ervaar seën. Al loop ek met onvergewensgesindheid. Kom ek help jou vanmôre. Jy dink jy ervaar seën. Dis 'n illusie. Jy dink, jy ervaar dit. Die seën wat God jou mee wil seën, vriende, kom ek sê vir jou vanmôre, as ons gereed is om dit te ontvang, die kapasiteit daarvan gaan so geweldig wees, jy gaan nie weet wat tref jou nie. Het is belangrik om te verstaan, dat Jesus het 'n Joodse antwoord aan 'n Joodse man, wat familier was met die Hebreëse leringe, met betrekking tot vergifnis gegee. Kom ons gaan net vir so rukkie na die Talmud toe. Die Talmud is die geskrifte van die Jode, in besonder die eerste 5 boeke van Moses. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Luister. Die Talmud leer dat genade en vergifnis, hoor, 'n onderskeidende karaktereienskap van Abraham en sy saad was. 'n onderskeidende karaktereienskap van Abraham en sy saad was en is. Jy sê, wat wil Pastor Kalle vir ons sê? Bly by my.
Paulus skryf in Galasiërs 3 vers 29. En as julle aan Christus behoort, kom ons stop gou goed daar. Wie glo vanmôre hier dat hulle aan Christus behoort? Okay, right, kom ons lees verder. Dan is julle die nageslag van, wat staan daar? Abraham, die saad. En volgens die belofte erfgename. So, dit wat die taal moet leer, die onderskeidende karaktereienskap van Abraham en sy saad, dis waarvan Paulus skryf in Galasiërs 3. Maimonides is 'n Joodse leraar, het in die wette van bekering geskrywe, dat as jy 'n persoon iets verkeerds aangedoen het, moet jy die persoon gaan vra om jou te vergewe en moet die persoon jou vergewe. Verder, as 'n persoon sterwe, moet jy 10 mense saam met jou neem na die graf en daar vrede maak. Nou asseblief, ek sê nie almal moet nou in hulle karre spring en begrafplaas toe jaag nie. Is nie wat ek sê nie. Maar, ek wil iets met jou deel. Is hier enige iemand wat weet van wyle Derek Prince? Derek Prince word beskou as een van die grootste moderne teoloë van ons tyd. Derek Prince het talle boeke geskrywe. Hy vertel in een van sy boeke van 'n man wat hom kom sien het, en wat daai ding beleef wat ek net nou na verwys het, 2 tree vorentoe, 3 tree terug. Eerste, tweede, derde rad, voor hy in 4de kom, is hy terug by eerste. Niks wil net vir hom reg uitgewerk het nie. En toe onthou hy, dat hy 'n saak met sy oorlede pa gehad. Hy het in sy kar geklim, hy het begrafplaas toe gery, hy het by die graf gaan sit, hy het sy pa daar om verskoning gevra en vir vergifnis en ook vir die Here gevra om hom te vergewe. Derek Prince skryf, van daardie dag af het daardie man se lewe radikaal ten goeie verander. Die vloek was gebreek. Jaarliks bied ons die 70x7 hoe om te vergewe en jouself te vergewe kursus aan hier by Connexo. Kan ek vra vanmôre, u wat hier sit, wie het dit al gedoen? Hier's baie wat dit nog nie gedoen het nie. Sis, skaam jou. Maar ek vergewe jou. Dit is een van die beste kursusse ooit. En ek gaan net so ietsie raak vanmôre om jou te help. Kom ons lees uit Matteus 18. Daarop kom vra Petrus om, Here, hoeveel maal moet ek 'n medegelowige vergewe wat iets verkeerd teen my gedoen het? Selfs tot 7 maal toe? Nee, verseker Jesus hom. Nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. So jy sê, okay pastoor, so 490 keer moet ek vergewe. 491 hoef ek nie meer te vergewe nie. Nee, dis glad nie wat Jesus bedoel het toe hy gepraat het van 70 maal. Jesus het eintlik met dit gesê, daar's nie 'n limiet van hoeveel keer ek en jy ander mense moet vergewe nie. En nou kom Jesus met 'n gelykenis. En hier is die kruks van hierdie boodskap vanmôre. Moenie slaap nie. Sê gou vir iemand langs jou, ek is wakker. Want jy moet hierdie hoor. Kom ons lees Matteus 18 vers 23 deur tot 35. Om hierdie rede kan God se koningsheerskappy vergelyk word met 'n koning wat besluit het om na te gaan wat sy amptenare hom skuld. Skaars het die ondersoek begin of een word na hom toe gebring wat hom miljoene rande skuld. Die Afrikaanse ou vertaling Bybel sê 10.000 talente skuldig was. Kyk vir my. 10.000 talente om
die jare te bepaal wat gewerk moet word vir 10.000 talente is 200.000 jaar se arbeid, of dan 60 miljoen werksdae. Dit is gelykstaande aan 3.48 biljoen dollar, of 375 ton silwer. Dit is 'n magtige skuld wat hierdie ou gehad het. Ek het hom in randwaarde gaan bepaal. Ek weet nie om dit uit te spreek nie. Marius, julle is die slim ouens. Sê vir my, dis 63-348-180-000.00. Dis baie geld. Sê weer, moet ek vir Zuma vra. 63.348.180.20.000. Dis 63 triljoen. Vriende, kyk vir my. Toe hy dit nie kon bybring nie, gee die koning opdrag. Hier is ons God. Dat hy sy vrou en sy kinders en al sy besittings verkoop moet word om sy skuld te betaal. Hy val toe voor die koning neer en smeek hom, gee my kans, ek sal alles aan u terugbetaal. Terwyl die koning geweet het, dis onmoontlik. Daarop het die koning hom innig jammer gekry. Ek en jy het nie die kapasiteit gehad om ons skuld by God te vereffen nie. Ons sondeskuld. Maar hy het ons innig jammer gekry. Hy het hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Op die kruis van Golgotha word my en jou skuld afgeskryf. Die koning het geweet, dis onmoontlik vir hierdie diensknegt om hierdie skuld te betaal. Luister verder. Toe die amptenaar daarvandaan weggaan, loop hy egter een van sy mede-amptenare raak, wat hom net 'n paar rand geskuld het. Die Afrikaanse ou vertaling Bybel lees, 100 penning skuldig was, of denari. Nee, dit is 23 rand. Hy gryp hom toe aan die keel en sê, betaal jou skuld. Sy mede-amptenaar val toe voor hom neer en smeek hom, gee my kans, ek sal alles aan jou terugbetaal. Maar daarvan wou sy skuldeiser nie hoor nie, hy is daar weg en het hom in die tronk laat gooi, waar hy sou moes bly totdat hy al sy skuld afbetaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle uitermate ontstel. Hulle het alles wat gebeur het toe aan die koning gaan vertel. Daarop het die koning daardie man laat roep en vir hom gesê, jou elendige vent. Die Engelse teks is vir my mooi, en hy sê, you wicked servant. Toe jy my gesoebat het, het ek vir jou al jou skuld afgeskryf. Moes jy nie ook oor jou mede-amptenaar ontferm het, soos ek my oor jou ontferm het nie? Vriende, nou moet jy luister, hier kom ons by die kruks van hierdie boodskap. Woedend het die koning hom toe oorgegee aan die folteraars, om elke sent uit hom te pers, totdat hy al sy skuld betaal het. Kyk vir my, aan wie is hy oorhandig? Aan die folteraars. Die Engelse Bybel sê, tormentors. Luister, so sal my hemelse Vader ook met julle maak. Wat maak? Oorhandig aan die folteraars. So sal my hemelse Vader ook met julle maak. Ek wil net hier stop en sê, God folter ons nie, maar ons word oorhandig. Daar word toegelaat dat die folteraars ons bykom. Ek kom nou daarby. So sal my hemelse Vader ook met julle maak as julle weier om julle medegelowiges met julle hele hart te vergewe. Voordat ek praat oor hierdie paar woorde, baie belangrik om kennis van te neem. God se begeerte is dat almal vir alles vergewe.
Tweedens, God beskryf mense wat nie vergewe nie as elendig, sleg, wicked. Luister, God lewer almal wat kies om nie te vergewe nie uit aan die folteraars, torturers. Nou, die mens word uitgelewer aan die folteraars as gevolg van wat? Onwilligheid om te vergewe. Luister. Onvergewensgesindheid maak die deur oop vir die torturers. En God het min verdraagsaamheid vir die sonde van onvergewensgesindheid. Hoekom dink jy het God min toleransie daarvoor? Want hy het my en jou vergewe. Ons was bedoel vir die ewige hel. Luister, God se genade is egter so groot oor die mens, dat hy 'n venster van genade aan die mens verleen. Jy sê, pastoor, wat is hierdie venster van genade? Vriende, dis 'n tydperk om dit waarvoor vergifnis gegee moet word, te verwerk, voordat die mens aan die folteraars oorgelewer word. God se genade is so groot. Mense het al vir my gesê, pastoor, asseblief, ek het net 'n bietjie tyd nodig om hierdie goed te verwerk wat met my gebeur het, en dan sal ek vergewe. Dis goed, God sê dis goed, maar kom op die plek waar jy dit uitgesorteer het, gehanteer het en vergewe. Luister. Die koning het hom toe oorgegee aan die folteraars om elke sent uit hom te pers totdat hy al sy skuld betaal het. So sal my hemelse Vader ook met julle maak as julle weier om julle medegelowiges met julle hele hart te vergewe. Nou, daar's nog een uitsondering waar ons nie onmiddellik uitgelewer word aan die folteraars nie. En ons verwys daarna as die jare van toe ons toerekensvatbaar, ons was nog nie toerekensvatbaar nie. Met ander woorde, jou kinderdae. Daai tye wat ons nog nie kon onderskei tussen reg en verkeerd nie. Maar die oomblik wat ons kom op 'n punt waar ons kan onderskei tussen reg en verkeerd, kan God ons oorlewer aan die folteraars. Die Griekse woord vir folter of marteling is basanizo. Basanizo. Nou, basanizo beteken, sê vir iemand langs jou, ek slaap nie, ek is wakker. Sê ek is wakker. Luister, basanizo beteken om benoudheid en lyding in 'n mens se lewe te veroorsaak. Daar's die werk van die folteraars. Lyding en benoudheid te bewerk in die lewe van hulle wat weier om te vergewe. Beleef jy benoudheid? Beleef jy lyding? Werk jy goed nie vir jou uit nie? Is jy die een wat die hele tyd sê, Here, wat is verkeerd? Is die antwoord dalk nie vanmôre onvergewensgesindheid? Is jy nie dalk klaar oorhandig aan die folteraars? Maar hier's die wonderlikheid. Ek en jy kan die kontrak kanselleer. Bly by my. 60 tot 80% van fisiese, emosionele, finansiële en relasionele verhoudingsprobleme wat mense beleef, hou verband met onvergewensgesindheid. Hoor wat het Jesus gesê in Matteus 5, en ek is amper klaar. As jy dus, vriende, asseblief, jy moet hierdie hoor, asseblief, as jy dus jou offer na die altaar toe bring. Vriende, ons praat hier van ons kollekte, ons offergawe, ons tiendes. As jy dus jou offer na die altaar toe bring, en dit val jou daarby dat jou medemens 'n grief teen jou koester,
los jou offer net daar voor die altaar en gaan maak eers vrede met daardie persoon. Kom dan terug en bring jou offer. Wow. Met ander woorde, Jesus sê, jy gee, daar gaan nie seën wees nie. Daar's nie seën nie. Hoekom is daar nie seën nie? Want jy dra dalk onvergewensgesindheid in jou hart. Heens iemand, heens iets, heens 'n persoon, heens 'n instansie. En jy verstaan nie, jy gee. Maar die goed wil nie vir jou uitwerk nie. Folteraars, kanseleer vanmôre in die naam van Jesus die kontrak. Jy sê, pastoor, hoe doen ons dit? Vergewe. Spreek vry. Weet jy dat statistiek bewys dat 92% van mense wat opgeneem is in geestelike instansies, geestesinstansies, gesond sal word as hulle vergewe? Ek gaan afsluit. Een wond genees, wanneer dit skoon gemaak word. Een wond genees nie, wanneer dit net toegeplak word nie. En as daar nie omgesien word na die wond nie, en iets of iemand stamp daarteen, is daar gewoonlik 'n reaksie. Kan iemand sê amen? Ek het 'n seer hier op my arm, ek het hom net toegeplak, en iemand kom verby en sê, hallo Kali, nou man, dis seer. Jy sien, wanneer daar onvergewensgesindheid in ons harte lê, veroorsaak dit 'n reaksie. Kortgebondenheid, lig geraak. Luister. Onvergewensgesindheid lei na kwade gevoelens, bitterheid, laster, wrokke, haat, wraak. Daar het jy die hele scenario. So, wie moet ons vergewe? Daarmee wil ek volstaan vanmôre. Vergewe elkeen wat jou bewustelik of onbewustelik seer gemaak het. Vergewe elkeen vir elke oortreding wat teen jou begaan is. Vergewe almal wat jou emosioneel verwond het. Vergewe elkeen wat dood is en 'n wond in jou hart gelaat het. Vergewe individue of hulle verskoning gevra het of nie. Vergewe individue of hulle gedrag verander het of nie. Vergewe individue of hulle restituisie doen of nie. Om te vergewe beteken nie dat jy hulle optrede aanvaar of goed praat nie. Kan iemand sê amen? Ek wil hê jy moet dit hoor. As jy sê ek vergewe jou, beteken dit nie nou dat jy dit goed praat nie, of die optrede maar aanvaar as reg nie. Om te vergewe beteken nie dat jy nie gesonde grense kan handhaaf nie. Jy kan sê ek trek die lyn. Ons hoef nie weer vriende te wees nie. Ons hoef nie. Maar om te vergewe beteken nie altyd dat jou verhouding herstel sal word nie, maar ons vergewe om nie langer 'n gevangene te bly van die omstandighede nie. Want anderste is jy die voeltjie in die hokkie. En jy wil uit hierdie hokkie, maar jy kan nie uitkom nie, want onvergewensgesindheid hou jou daar binne. En dan skielik begin jy bloei, en die vlerkie begin hang, en voor jy jou kan kry, lê jy op die vloer, en jy sterf. Ek wil vanmôre vir jou sê, sluit die hokkie oop, vlieg uit, kyk terug na die hokkie en maak 'n besluit en sê ek weier om weer in daai hokkie vasgevang te wees, die hokkie van onvergewensgesindheid, want hier is die waarheid, terwyl jy in die hokkie was, omdat jy nie wil vergewe nie,
het die ander daar buite lekker rondgevlieg en aangegaan met hulle lewens, min gespin oor jou. Kan iemand sê amen? Halleluja. Onse Vader, is reg. Maak julle gereed. So wat wil ek hier met die kerk doen na vanoggend? Is jy bly jy was hier? Is daar iemand wat jy moet vergewe? Hier sy, dis wat jy gaan doen. Jy vergewe sodat jy gesond kan word. Nou wat moet ons doen, pastoor? Ek wil jou vra om huis toe te gaan. Vat 'n papier en gaan sit met 'n pen en sê, Heilige Gees van God, openbaar aan my, wie moet ek vergewe? Piet, Sunny, die skool, my baas, meneer Gericke. Hou aan om die Heilige Gees te vra, en soos dit in jou gedagtes val, so skryf jy neer, en jy skryf neer, en totdat daar niks meer in jou gedagtes kom van iets, of iemand, of 'n plek, of wat ook al wat jy moet vergewe nie, hou jy aan skrywe. En as jy op 'n oomblik kom waar daar nou niks meer is nie, dan vat jy daai papier, en jy sê, Here, ek kom lê dit voor U. Ek gaan hierdie mense om vergifnis vra. As dit vir my moontlik is, gaan ek met hulle deel en met hulle praat. Maar ek vra ook dat U my sal vrymaak en vergewe. As jy my moet kom vra vir vergifnis, jy dalk vir my geskinder. Ja, ek weet. Gemeentelede skinder van die pastore. Ek weet. Ek is nie stupid nie. Ekskuus. Weet jy wat, kom net na my, ek gaan jou vergewe. Jy sê, gaan jy nie vir my kwaad wees nie? Nee, ek gaan nie, want ek wil geseënd wees. En ek weet, ek het hierdie nou al gesê, maar ek gaan dit nog een keer sê. Jy voel dalk vanmôre, Pastor Callie, jy weet nie wat dit met my gebeur nie. Vriende, jy vergewe nie dat die ander persoon goed kan voel nie. Jy vergewe vir jou eie genesing. Kry dit vanmôre, kry dit. En in die toekoms, vergewe so gou as moontlik, sodat die seën van die Here kan aanhou kom na jou lewe toe. As jy bly jy was hier, kom ons staan. Sing vir ons. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat die ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig
Hef jou hande op. Ontvang die seën van die Here. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Baie dankie dat jy saam met ons aanlyn aanbid het. Share asseblief die diens met familie en vriende. En indien die boodskap vir jou tot seën was, kan jy sommer vir pastoor Callie Venter 'n e-pos stuur na callie@connexo.co.za. Die wyse waarop finansiëel bygedra kan word op die skerm vertoon. Jou finansiële ondersteuning verseker dat ons kan voortgaan om die wonderlike waarhede van Jesus met almal te kan deel. Besoek ons webtuiste by www.connexo.co.za en stuur jou gebedsversoeke na info@connexo.co.za. Skakel asseblief weer in op Facebook of YouTube komende Sondag om 9:00. Connexo, waar ons connect met God, mekaar en die wêreld.